Goeiedag luisteraar. Ek is Dominee Natasha en wat 'n voorreg om weer eens saam met julle in die woord te kan verkeer. Welkom vriende. Vandag praat ons juis oor rus in die tuin van God se versorging. In ons teksgedeelte kom vanuit Matteus 6 vers 25 tot 34. En voordat ons daar lees, dan kry jy jou koppie koffie, tee, en raak rustig om die woord te hoor. Dalk is jou hart vandag vol gedagtes, planne, bekommernisse. Dalk voel dit asof alles te veel is. Ek nooi jou om nou net asem te haal, stadig, om vir 'n paar sekondes saam met my net te wees in die tuin van God se teenwoordigheid. Neem die klanke in, neem die video in. Kom ons lees saam vanuit Matteus 6 vers 25 tot 34. Dit is die opskrif die sorge van die lewe. Daarom sê ek vir julle, moet julle nie bekommer oor julle lewe, oor wat julle moet eet of drink nie, of oor julle liggaam, oor wat julle moet aantrek nie. Is die lewe nie belangriker as kos en liggaam as klere nie? Kyk na die wilde voëls. Hulle saai nie en hulle oes nie en hulle maak nie in skure bymekaar nie. Julle hemelse Vader sorg vir hulle. Is julle nie baie meer werd as hulle nie? Trouwens, wie van julle kan deur hom te bekommer sy lewe met een enkele uur verleng? En wat bekommer julle oor klere? Let op hoe groei die veldlelies. Hulle spoeg nie en hulle maak nie klere nie. Maar ek sê vir julle, selfs Salomo in al sy pragt was nie geklee soos een van hulle nie. As God dan die gras van die veld, wat vandag nog daar is en môre verbrand word, so versier, hoeveel te meer sal hy dan nie vir julle sorg nie, julle klein gelowiges. Julle moet julle dus nie bekommer en vra, wat moet ons eet of wat moet ons drink of wat moet ons aantrek? Nee, dit is alles dinge waaroor die ongelowiges begaan is. Julle hemelse Vader weet tog dat julle dit alles nodig het. Nee, beywer julle allereers vir die koninkryk van God en vir die wil van God. Dan sal hy julle ook al hierdie dinge gee. Moet julle dus nie oor môre bekommer nie, want môre bring sy eie bekommernis. Elke dag bring genoeg moeilikheid van sy eie. Hierdie stukkie wys eintlik die hart van die boodskap. Waar Jesus sê nie dat jou bekommernisse onbelangrike is dan nie, maar hy sê net, jy hoef dit nie alleen te dra nie. Jy sien, bekommernis is soos om jou hande vol sand te hou. Hoe stywer jy probeer vasdruk, hoe meer glip dit uit. Maar geloof is om jou hande oop te maak en te sê, Here, U weet wat ek nodig het. Julle, dit is vreemd hoe Jesus vir ons sê om te kyk na die voëls, na die blomme. Hy nooi ons om te leer deur te kyk, te voel, te ruik, te hoor. Hy nooi ons om weer teenwoordig te wees, waar hy ten volle in jou is. Jy keuse om al jou sintuie te gebruik, om werklik te kyk, te voel, te ruik, te hoor. Maar waarvoor word jou sintuie in die alledaagse gebruik? Is dit vir die wêreldse dinge? Of is dit om te groei in jou geloof en verhouding met die Here? En saam met die liggaam van Christus? Kom ons doen 'n bietjie 'n praktiese aktiwiteit. Ek nooi jou nou om jou sintuie te gebruik. Want as jy daar kan begin in Christus, is dit jou pad na rus. Kom ons dink aan jou asem.
Haal gou stadig asem in. En uit. Sê in jou hart, ek gee oor, Here. Hoor jy die geluid rondom jou? 'n Voël, die wind, jou asemhaling, die geluide in die agtergrond van die video. Dis God se skepping wat vir jou sê, jy is nie alleen nie. En hoe gebruik ons dit om te sien? Ek raai aan, kyk na iets mooi naby jou. 'n Blom, 'n koppie, 'n straal lig, jou hande, jou lyf, die dinge wat jy het. Laat dit jou herinner, God sorg vir selfs die kleinste dinge. Sien dit raak, dat hy vir jou ook sorg. En die hoeveelheid kere wat jy gedink het, jy gaan dit nie maak nie. Kyk waar jy nou sit, en jy het dit gemaak. En sien dit raak. Nou wil ek jy moet voel. Sit jou hande op jou hart, op jou bors. Die Here woon hier binne jou. Dis waar vrede begin, by hom. En dan ons proesintuig. As jy iets by jou het, 'n slukkie water, 'n slukkie koffie, 'n stukkie brood, neem dit stadig en dink, elke goeie ding kom van God. So begin jy lewe met volle teenwoordigheid. Dit is geloof, om vandag te wees, in Christus te wees, sonder om môre te vrees. Kom ek vertel vir julle 'n storie. 'n Storie oor die voeltjie en die kopvol mens. Ek het gehoor eendag iemand sê, as 'n voeltjie sou dink soos 'n mens, sou hy nooit leer vlieg nie. Want die mens se kop is vol van, wat as dit, wat as dat? Maar die voeltjie sing, omdat hy weet, daar is 'n Skepper wat sorg, en 'n oorwinnaar, wat hom deur storms sal help. En Jesus sê vir jou, jy is meer werd as baie voëls. Dis nie net mooi woorde nie, dis 'n belofte. Ons sien dit in die woord. En as 'n blommetjie in 'n storm kan wees, en kan sê, ek gaan hierdie storm in die gesig staar, want ek weet wie my Skepper ook is. Weet ek dat jy kan dit ook saamvat, en weet wie jou oorwinnaar is, wat die wêreld oorwin het, al voel dit nie nou so nie. So, 'n gedagte om saam te dra. Elke dag het genoeg van sy eie dagings. Moenie môre se wolke in vandag se sonlig bring nie. Jy hoef nie alles te verstaan nie. Jy hoef net te vertrou. En in die vertroue, bring jou kant in liefde. Want vertroue groei nie net deur sekerheid nie. Vertroue groei nie deur sekerheid nie, dit groei deur teenwoordigheid, dit groei deur dat jy jou kant bring. Jy kan nie sintuie gebruik as jy nie doen nie. So, wat sê hierdie stuk? Soek eers die koninkryk van God, en hy sal sorg vir die res. Mag jou week sag wees, eenvoudig, vol asem en geloof. Mag jy weer leer rus binne in hom. Mag jy eintlik sê, laat u wil geskied, en nie kwaad word as jou wil nie gebeur nie. Bid eerder, laat u wil my wil wees, dat ek die lig en die sout vir die aarde kan wees, om al my sintuie te gebruik vir u. So kyk na die voëls van die hemel en dink daaraan. Kom ons bid saam. Here, dankie dat u die Skepper van vrede is. U weet wat ons nodig het, nog voordat ons vra. Help ons om te rus in die sorg, om minder te jaag en meer te leef, om vandag te sien, te hoor, te voel, te proe,
die goedheid van U hand in elke ding, in elke klein ding. Laat ons harte lig wees en ons siele vol vrede. Ons bid dit in Jesus naam alleen. Amen. Mag julle 'n geseënde week hê.